Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Julle is die lig van die wêreld, soos 'n stad bo op 'n berg. Almal kan dit sien, 'n lig wat helder skyn. 'n lig onder 'n emmer beteken niks, maar ons lig wat aangesteek is, moet sigbaar wees om te sien. Laat julle lig skyn voor die mense, laat julle lig skyn voor die mense, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word. Julle is die lig van die wêreld, soos 'n stad bo op 'n berg. Almal kan het sien, 'n lig wat helder skyn. Een lig onder 'n emmer beteken niks, maar julle lig wat aangesteek is, moet sigbaar wees om te sien. Laat julle lig skyn voor die mense, laat julle lig skyn voor die mense, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word. Laat julle lig skyn voor almal, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word. Laat julle lig skyn voor die mense, laat julle lig skyn voor die mense, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word, dat julle Vader daardeur verheerlik kan word. Goeiemôre en hartlik welkom hier by ons maandagoggend, dis al 4:10 gebed en Bybel lees. Ons doen dit maandag, donderdag en dan ook Vrydag. 3 oggende in die week, 5:30, 3 oggende in die week, dan is ons saam met, dan is ek heel eerste met gebed en dan ook my vrou wel met Bybel lees. Nou jy is ingeskakel by die Duck Facebook radiostasie, die aanlyn kerkblad waar ons op uitsaai. Dis die stasie van die goeie nuus van die Here Jesus Christus, waar ons bemoediging, aanmoediging en versterking kry deur middel van die skrifte, gebed en dan ook opbouende, geestelike, skrifgefundeerde liedere. Is dit nie amazing dat die Here mens so kan help? As 'n mens jou hart oopstel vir iets in die Here, om sy koninkryk te bevorder, hy gee vir die wysheid, hy gee vir die insig, hy gee vir die kennis en die verstand om dit wel te kan verrig. Is dit nie amazing nie? So ons kan die Here net loof en prys vanoggend, en dis wat in ons harte aangaan, is net sy goedheid te besing. So dink Vader, ons het 'n voorreg
bo, as ons byvoorbeeld kyk in die Bybelse tyd, wat ons gister ook so behandel het, Paulus het 'n brief uit 'n gemeente gestig, of hy was daar om hulle aan te moedig, of wat die geval mag wees, en dan maande, jare, dalk nooit het hy kon hy weer teruggegaan het na daai gemeente, en daai persone met wie hy 'n pad gestap het vir 'n tyd lank nie. Nou ons het die voorreg, ons het die middele, ons het die metodes, die Here voorsien dat ons dit wel kan doen om te kan uitreik met die evangelie. Nie net na u toe in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Elkeen wat 'n selfoon in sy hand het, is 'n potensiële siel wat die waarheid kan hoor en dan ook so gered kan word. Wat 'n geweldige voorreg is dit om die evangelie uit te draai, maar arbeider in die oes te wees. Ja, oudere gewoonte, en ek wil dit nie as 'n gewoonte afmaak nie, want dit moet 'n amazing gewoonte wees. As 'n mens gewoond is om te bid, dan wil jy bly bid, en gebed is ons belangrikste saak, want al kan jy nie lees nie, wat jou situasie ook al is, dan kan jy wel bid. Ons almal kan bid. Niemand is te arm, te klein of te groot, oud of te jong, om te kan en te mag bid nie. Dit is die groot sy van die saak, kan en mag bid. Nou ja, kom ons bid lekker saam volgende. Hemelse Vader, U is so groot, U is so wonderbaar. Vader, toe my vrou gisterand 2 liedere skryf van die psalms, my toevlug, en Vader, waarheen ons toevlug moet neem, en U is so groot, en U is so wonderbaar. Vader, U lof word besing elke dag, want uit U kom alles, wat U woord ons leer, uit U is alles. Dit is deur Jesus Christus, en ons is deur Jesus Christus, gaan ons na U toe, Vader, deur een Gees, as een verlosser, as een middelaar, en dit is die Seun Jesus Christus, wat gekom het om sy lewe te gee, om die vyand te oorwin, die duiwel in die geestelike wêreld, wat die houvas oor siele gehaat het, Vader. En nou kan elkeen verlos word van sy houvas, deurdat hy sy lewe met U regmaak. En ons bid, Vader, vir siele vanoggend, terwyl ons dit klaarmaak, toe dink ek weer in die oes en die arbeiders. Vader, en daar's min arbeiders in die oes. En Here Jesus het gesê, bid, dat die Vader arbeiders in sy oes sal instuur. Die oes is ryp, Vader, en ons sien dit om ons sien dit elke dag, ons sien dit, beleef dit. Die oes is ryp, Vader, maar die arbeiders is min. Ons bid U, Vader, dat U mense in hulle harte sal bly werk. Vader, in hulle harte sal bly verander, want dis die doel van die evangelie, is om so te verander, dat ons wel 'n arbeider in hierdie oes kan wees. Dat ons wel kan uitgaan, Vader. Dat ons wel die woord kan verkondig, op die plek waar ons is, in ons lewenstyl, met ons woorde, met ons dade, hier op die internet ook, Vader, kan ons U lof besing, ons kan U naam groot maak, ons kan U verheerlik, Vader, as gemeenskap van gelowiges. Ons siele is by mekaar in die geestelike wêreld, by U, Vader, en dit moet vir altyd vir ons 'n hoop en bemoediging wees, om te weet, Vader, dis waar ons siele is. En as ons siel daar is, die Gees in ons lewe, dan weet ons, Vader, dat wanneer ons met U praat, dan verhoor U antwoord, U gee lewe, U gee oorwinning, krag, majesteit en ook heerlikheid. Ewige Vader, vandag dink ons baie aan mense wat nie gered is nie. Mense wat ons ken, wat ons elke dag om ons sien, Vader, wat jy net partykeer so in die kar verbyry, of so in die verbyloop, ry daar kar weer verby jou. Orals in die wêreld, die meerderheid mense wat ons elke dag sien, en is eintlik skrikwekkend, is verlore, alhoewel die meerderheid dink, hulle is gered. Vader, en ons bid, dat 'n nugterheid in siele sal kom, nugterheid in harte sal kom. Dis hartseer, baie mense het al baie verhard, baie mense het al 'n rug gedraai teen die evangelie, dit verloon. Maar daar's hoop wat ons het. Daar's hoop en bemoediging uit die skrifte. Ons kan bly bid. Ons kan bly soek. Ons kan bly roep. Ons kan bly aanroep, Vader. Ons moet nie
as kinders van U net kritikiste wees en op die kantlyn sit en net fout vind. En ons eie lewe val uit mekaar uit nie, Vader. Maar ons wil vandag saam met U in hierdie oes ingaan. En ons kan nie saam met U in die oes ingaan as ons nie weet, Vader, wie U is nie. En ons kan slegs dit uitvind deur gemeenskap met U te hê, deur U te soek, deur te bid, met U te praat, Vader. Dan lees ons en ons kry leiding vanuit die skrifte uit, sodat ons gedagtes verander kan word. Ons gedagtes wat nie U gedagtes is nie. Ons wee wat nie U wee is nie, Vader. Ons kan uitvind wat is U wee. Ons kan uitvind wat is U gedagtes. Ons kan by die lewende woord, die swaard van die ewige lewe. Vader, die swaard, die woord wat bly tot in alle ewigheid, kan ons by uitkom. Daar kan verlossing wees, daar kan redding wees, daar kan bevryding wees. Daar kan nuwe lewe wees, elke dag in ons siel, Vader. En ek wil U net prys en loof en eer en verheerlik, want U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Vader, geliefdes, wat swaar op ons harte lê, wil ons verbid dat U hulle siele sal red, Vader. Ons dink aan ons broeder Elf ook in die hospitaal, dat U asseblief hom ten volle sal genees. Ons roep U aan vir genesing, vir redding, Vader, van mense rondom hulle, Vader. Hy gaan deur 'n geweldige worsteling en lyding, en die woord leer vir ons, as een van die kinders in 'n lyding is, dan is U saam met hulle. Ons dink aan ons ander broers en susters wat vanoggend of dalk met 'n siekte sit, of 'n kroniese siekte, of 'n krankheid, of 'n pyn. Ouderdom, Vader, speel ook 'n groot rol hier in ons dag en tyd, en U is bewus daarvan. Here my God, en ons wil vra dat U asseblief vandag sal ook voorsien vir genesing. Genesing vir die kinders se liggame. Vader, hulle wat sê, Here, hierdie pyn, hierdie siekte, hierdie saak, raak vir my te veel. Ek kan dit nie meer dra nie. Vader, wil ons vra dat U asseblief sal antwoord, en dat U self openbaar sal maak in U heerlikheid, in U krag, en ook in U majesteit. Vader, ons bid ook vir die kinders, ons baie wat ook finansiële druk en benoudheid ondervind, Vader, of hulle het besighede en as jy genoeg klandisie nie, of die geld is maar net te min, die lewenskoste gaan net op en op en op, Vader, en die salaris en die inkomste bly maar dieselfde. Vader, ons wil vra dat U met die kinders sal wees, en dat U hulle sal deurdra, en ook vir hulle sal voorsien, dat ons nie moedeloos sal raak en sal beswyk van die sorge en die bekommernisse van hierdie lewe nie. En ook baie keer die genietinge, Vader. So omring ons met die genietinge van hierdie wêreld. So omring ons met die sorge, die genietinge van hierdie lewe, Vader. En Here, dit maak die vrug van U, die Gees in ons dood. Ons dra nie rype vrug nie, Vader. Ons sit in 'n frustrasie, ons sit in 'n benoudheid baie kere. En ek wil vanoggend vir my suster Dolla bid. Terwyl sy in 'n situasie is, Vader, wat U wil dien. Sy is lief vir U, Vader, sy streef na U heiligheid, na heiligmaking, Vader, wil ons vra, dat U ook in die alwysheid, U weet hoe om haar saak uit te sorteer, Vader. U weet hoe om haar te rig. U weet hoe om haar te lei. U weet wat U vir haar kan doen. U is bewus daarvan, Vader. Want alle dinge is by U moontlik. Elke liewe ding, die redding van die siel, wat vir ons die onmoontlikste lyk, Here, is moontlik by U. En ons wil bid vir Dolla, terwyl sy dinge om haar sien en beleef elke dag, dat sy geestelik sal staande bly, versterk sal bly, opgerig sal wees, Vader, en dat U sal red, en dat U sal verlos, Vader. Wanneer 'n mens in 'n saak is, voel jy, maar hierdie saak kan nooit op 'n einde kom nie. Dit is te veel vir my brein en my hart om te verstaan. Vader, maar dit is hoekom ons mekaar nodig het, want my broers en susters kan met volle geloof sekerheid na U toe kom en U vertrou in ander broers en susters se lewe. Hy sê, dra mekaar se laste, bid vir mekaar. Moenie iemand uit jou hart uithaal nie, bid vir daai persoon. Al weet jy nie waaraan gaan nie, bid net. En daarom bid ons as gemeente saam vir Dolla, Vader,
dat U asseblief haar sal help. Haar sal oprig, haar sal leiding gee. Vader, want U is die God wat lewe tot aan alle ewigheid. Here, terwyl sy bereid is om enigiets te doen, Vader, wil ons vra dat U haar sal lei, sodat sy geestelik ook kan staande bly en 'n getuienis vir U kan wees. Ons dink aan ons suster Elmarie ook vandag, Vader. Sy het ook, Here, U so nodig, sy so lief vir U, sy so opgewonde oor die werk van U, oor haar verhouding met U, Vader. Sy is net opgewonde oor wie U is. En ons wil vra, Vader, dat U haar vandag ook verder sal ondersteun en sal, Here, oprig en sal help in Jesus se naam. Vader, as ons ander broers en susters, Ria en Roland, ons wil vra dat U hulle vandag ook leiding sal gee. Vader, baie keer lyk dinge op die oppervlak so, maar wat in die hart aangaan, U ken die hart meer as ons, en U ken R&R se hart, U ken Ria se hart vandag, Vader. U ken Roland se hart, U ken hulle begeertes. U weet wat in hulle binneste aangaan, en daarom bid ons vir hulle, dat U hulle sal staande hou en sal versterk. Ons bid vir my suster Sandra, soos vir die wil van U is, dan gaan sy die naweek bietjie by ons kom kuier, dat U haar sal leiding gee, en sal versterking gee, en sal, Here, net by haar sal wees, Vader, en haar pad gelyk sal maak tot hier, en ook waar sy weer terug gaan huis toe, dat U haar wees sal reguit maak, dat die naweek wat ook kom vir haar versterking sal wees, en opbouing, Vader, om geestelik te kan staan, en geestelik te kan deurbreek, in haar lewe, in die areas wat sy dit so begeer, Vader. Ons loof en ons dankie, in die naam van die Seun Jesus Christus. Vader, hier is suster Kitty, ons dink aan haar vanoggend, Vader, sukkel met sy hande, Wieke sukkel met sy hande, wat baie pyn het, dis al sy skouers, ons bid vir Wiekes, Vader, en ons wil vra, Here, dat U hom asseblief sal genees. Here, hy het harde werk, wat hy elke dag verrig op die plaas saam met Lizelle, Vader, en ons wil vra dat U asseblief hom sal genees, en hom sal oprig, maar bovenal, Vader, dat U sy siel red, in Jesus se naam. Ons loof en ons eer U, Vader. Ons dink vanoggend ook in die Kok-familie, Vader, die Kok-gesin. Here, ons wil vra, Here, terwyl daar soveel besluite is wat hulle elke dag moet neem, en soveel dinge is op hulle rus, Vader, en ons dink aan Zandi, Vader, wat die moeder is, die grootste deel lê maar op die moeder, om die kinders te sorg, en al die dinge by mekaar te hou, dan sy saam met haar man in die besigheid staan, saam met hom, Vader, om besluite te neem, en ag Vader, ek het al gehoor as hulle so praat, en dan hulle respekteer mekaar, Vader, hulle hoor by mekaar, en ons wil vra dat U ook, Here, hulle leiding sal gee, dat besluite wat hulle neem, Vader, tot eer en verheerliking van die koninkryk sal wees. Versterk hulle, geef hulle krag, geestelike insig en wysheid, Vader, Here, om met die pad uit te stap, in Jesus se naam. Konet, Vader, ons dink aan Konet en Rian, Here, hulle Vader is ook opreg voor die aangesig van U. Hulle hart is oop voor U, en daarom bid ons, Vader, dat U ook in hierdie dag hulle sal help en leiding sal gee, terwyl dit 'n werksweek is wat ingaan. Baie keer weet ons, dit is maar amper so normaal, die maandag is hierdie bang wat 'n mens mee wegspring, en veral in die besigheid waar hulle in is, Vader, waar hulle betrokke is ook altyd hierdie bang wat vir jou wag op 'n maandag, en ons wil bid dat hulle nie sal moedeloos raak, en sal hopeloos sal raak, en dat die wêreld se bekommernisse en dinge in die werkstryk vir hulle nie te veel vir hulle sal wees nie. En ons dankie vir Vader, en ons loof en ons prys U. Ons dink aan Deborah en Wallies vanoggend met klein babietjie, en die uitdaging wat hulle het met Sissie, Vader wat lief is vir Boetie, maar so bietjie jaloers is, en nou dan so bietjie uitdagings daar in die huis inbring, wil ons vra, Vader, dat U asseblief ook vir mamma en pappa sal kalmte gee, rus sal gee, vir hulle sal voorsien, Vader, in elke tydelike saak wat hulle het. Vader, terwyl hulle voor die aangesig van U is, terwyl hulle hart oop is voor U, wil ons vra dat U hulle sal wysheid gee, en leiding sal gee. Hulle, Vader, in hulle hart is hulle so benoud, hulle is so bang dat Sissie kry verwerping, of Boetie kry verwerping as gevolg van die situasie. Maar Vader, hulle harte verwerp nie, hulle harte stoot nie weg nie.
En ons weet dis die bekommernis van 'n mamma en pappa, as daar 'n boetie en 'n sussie is, gaan hierdie een dalk verwerp wees, gaan hierdie een dalk uitgesluit voel. Vader, en ons wil bid dat U ook vir sussie sal kalm maak, en dat sy ook sal verstaan meer, Vader, dat as haar boetie en haar mamma en papa is lief, hulle al twee ewe dieselfde, nie die een bo die ander nie. Versterk hulle, voorsien vir hulle, geef hulle ook lewenskrag, liggaamlike krag vandag om hulle dagtake te kan verrig. Ons wil U net loof en prys daarvoor, Vader. U is soveel redding van siele wat nodig is, in elke dorp en elke familie, Vader. En ons bid U en ons vra vir U weer eens, vir die redding van siele. Ons dank U voor en seën my vrou, Vader, wat volgens die Bybelleesprogram gaan behartig. Wil ek vra, Vader, dat U ook haar sal seën en sal help in Jesus se naam. Amen. Sakkie. Yes. Daar sê, prys die Here, wat 'n lekker saam bid. Nou ja, ek wou nou nie die gebed ingesluit het by ons gebed nie, ek wou dit graag apart doen. Ons gaan vanoggend vir Isak bid, hy verjaar, dit is Jolene se man, hulle is nou daar so in George, hulle was in Mosselbaai, so ons gaan nou net lekker saam bid, vir Isak ook, en dat die Here ook daar vir hulle sal voorsien. Hemelse Vader, ons kan U net prys en loof en eer en verheerlik. U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Vader, hier op aarde dink ons elke jaar 'n spesifieke dag van ons geboortedag af, elke jaar is dit 'n jaar verder. Here my God, en dan dink ons baie keer terug in die jaar, baie keer worry is nie oor ons verjaarsdag nie, of ons sê baie keer ons worry nie, maar dit is tog maar lekker as iemand in jou dink en 'n spesiale boodskap vir jou stuur, of net vir jou extra smile gee, vir jou sê, man, prys die naam van die Here, en ons het 'n voorreg om vir ons broer te kan bid. Vader, terwyl hy ook in tydelike sake en benoudhede en dinge sit, wil ons vra dat U ook daar sal uithelp en sal voorsien en sal deurdra volgens die wil, die krag en die heerlikheid van U. Vader, bovenal, bo dit, wil ek bid vir 'n geestelike versterking, vir krag, vir heerlikheid. Vader, dat U woord in hom, Here, wortel sal skiet, dat dit kan begin vrug dra boontoe. Wortel skiet ondertoe en vrug dra boontoe, Vader. Ons wil U loof en prys, Here, dat U hom ontmoet en dat U met hom bly praat, asseblief, Vader. Bly met hom praat, ontmoet hom, Vader. Daar wat noop is, daar waar hy nog sukkel, daar waar hy nog gestryd het met sekere dinge, wil ons vra, Vader, dat U sal help in die naam van die Seun Jesus Christus en sal ondersteun, Vader, want U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Baie keer verstaan, Here, die mens baie meer, en Vader, Sakkie verstaan baie meer, Vader, en ons wil vra dat dit, die verstaan wat hy het, nog sal uitloop en sal vrug dra, en Here, my God, dat U hom sal oprig, ook in hierdie dag geestelik in Jesus se naam. Vader, dankie dat U hom staande hou, dat hy die pad eintyd stap. Halleluja. Amen. Daar sê, dis so lekker om vir mekaar te kan bid. Almal sê vir Isak geluk. En nou voordat ons oorgaan na Karen toe, gaan ons eers 'n lied speel. Wandel deur die Gees. Kom ons luister so mooi, dan gaan ek oorgee vir Karen dat sy die volgende halfuur saam met julle in Bybellees spandeer. Stryd tussen vlees en gees, dit staan teenoor mekaar. Jy kan nie doen wat jy wil. Wandel deur die Gees, nie na die vlees. Geen veroordeling, vry in Jesus Christus. Begin in die Gees, eindig in die vlees, verniet gelei. Terug na die wet, net 1, 2 of meer, losgemaak van Christus. Wandel deur die Gees, nie na die vlees. Geen veroordeling, vry in Jesus Christus. Maak dood werke van die vlees, doen werke
werke van die Gees, vry van die wet, wat veroordeel. Wandel deur die Gees, nie na die vlees, geen veroordeling, vry in Jesus Christus. Sonde word meer, genade nog meer, gryp genade deur bekering. Wandel deur die Gees, nie na die vlees, geen veroordeling, vry in Jesus Christus. Wandel deur die Gees, nie na die vlees, geen veroordeling, vry in Jesus Christus. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Hartlik goeiemôre aan almal. Hier op 'n maandagooggend 5:30. Wow, wat 'n lekker bidtyd was dit nie gewees nie. Nou baie welkom hier by die Dak Facebook radiostasie op 'n maandagooggend 5:30 waar ons 'n saam Bybelleesprogram het wat ons aanbied Maandag, Donderdag en Vrydag. As jy nou eers ingeskakel is, jy is ingeskakel saam met Karen in my saam Bybelleesprogram op die Dak Facebook radiostasie. En hier lees ons so 'n bietjie die skrifte ook vir mekaar uit, dat ons sekerheid kan hê van dit wat in die woord van die Here opgeteken is. Dat ons nie in verwarring is nie, en dat ons nie heen en weer geslinger word deur allerlei leringe nie. Nou vanoggend gaan ons weer so mooi leer van die leringe. Nou ons het die lied geluister, Wandel in die Gees. Dit het my so opgewonde gemaak toe ek dit so hoor gisteraan terwyl my man dit skryf. Dis so 'n mooi lied om te besef, die vlees en die gees staan teenoor mekaar. Ons kan nie meer doen wat ons wil nie. En dit is altyd daai stryd in ons binneste. Die gees wil anders dink, die gees wil anders doen, en hierdie ou vlees is te teestand vir dit. Maar loof die Here, wanneer ons die woord so aanneem, toepas en uitdra, dan verander daai denke in ons hart, in ons innerlike, want dit is waar die oorspronge van die hart is daar in, van die lewe is daar in die hart gesetel. Dit is daar dit is daar in jou hart en dit moet uitgesorteer word. Ag, dis net so lekker om vanoggend te dink daaraan. En ons gaan saam begin lees in Matteus 16. Ons het lekker saam gebid en ons kan net die woord so verder lees. So maak jou Bybel oop by Matteus 16. Ons gaan lekker deur dit lees, loof die Here. En die Fariseërs en Sadduseërs het nader gekom om hom te versoek en hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle mooi weer, want die lig is rooi. In die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en julle kan nie die tekens van die tye onderskei nie. 'n Slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona die profeet. En hy het hulle verlaat en weggegaan. O, genade, waar is my goeders nou? Ok, waar is my goeders nou? Daar is ons terug. Ons kabeltjie is nie so stable, lyk dit vir my nie. Ek gaan sommer 'n lied speel. 'n teken wil ons sien, voordat ons glo. Slegte mense soek 'n teken, Jona die teken vir julle, 3 dae en nagte in die dood. Jode soek 'n teken, Grieke soek wysheid, Christus die wysheid en krag van God.
wat glo sy woord en bekeer. Sy kom van die eindes van die aarde, hoor die wysheid en prys God. Jare soek 'n teken, Grieke soek wysheid, Christus die wysheid en krag van God. Hulle gaan uit sy huis, na waterlose plekke skoon niet uitgeveer. Glo in hierdie woord, draai hul rug, verwerp Jesus, die mens word erger. Jode soek 'n teken, Grieke soek wysheid, Christus die wysheid en krag van God. Die woord wat red, eenvoudig, maklik wys. Dwaas vir die wêreld, wys in God. Jode soek 'n teken, Grieke soek wysheid, Christus die wysheid en krag van God. Jode soek 'n teken, Grieke soek wysheid, Christus die wysheid en krag van God. Wauw, hierdie hele lied som op wat ons nou gelees het. Die Jode soek 'n teken, die Griekse soek wysheid. Nou ons lees dit hier in 1 Korintiërs 1 vers 21 tot en met vers 25. Kom ons lees bietjie daardeur. 1 Korintiërs 1 vers 21 tot en met vers 25. Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid, sorry julle, ons kabeltjie is nie so 10:04 nie. So dit is wat hier gebeur, baie jammer vir dit. Ons Sal hoop dit uitsorteer? ons sal hom uitsorteer. Okay. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Wat het ek nou klaar gelees? Het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Dis dwaasheid vir die mens om te weet hy kan gered word. Dit klink na dwaasheid vir die mens, maar dit behaag God om deur die prediking van die woord dit te verkondig. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense. En wat swak is by God, is sterker as die mense. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Nou, wat hier gebeur, die fariseërs het altyd gekom om Jesus te versoek. Is dit nie so nie? En ons besef hierso, dat hulle was altyd hierdie vleeslike mense gewees. Hulle het altyd hierdie tekens gesoek. En dit is ongelukkig, as jy vleeslik bly dink in die evangelie, is jy altyd op soek na tekens. 'n teken wat Christus vir jou kan gee, God vir jou kan gee. Anders skiet 'n mens 'n tantrum, jy val terug, jy wil nie meer die Here dien nie, jy voel God het jou verlaat en al hierdie dinge. En ek besef weer eens dat al wat hulle moes verstaan is dat die Here Jesus Christus opgestaan het uit die dode en hulle moet hom aanneem. Dit is wat hulle moes verstaan uit hierdie hele saak uit. En tog wou hulle harte dit nie verstaan nie, want hulle het nie geestelik verstaan nie. Hulle het bly vleeslik verstaan. Hulle wou nie verstaan dit wat moet gebeur nie. Nou die teken wat Jesus sê wat hulle hier sal kry, is soos Jona. Nou dit lees ons hierso. En waar is ek nou? Jy was daar. Jona 1 vers 17. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En dit is wat met Jesus Christus gebeur het. Hy het gesterf.
Hy was 3 dae in die graf en hy het ook in die doderyk ingegaan, maar met oorwinning om die gevangenisse los te maak en vry te maak, om die duiwel te oorwin, sodat die mag van die Satan oor ons siele gehad het van die begin af te breek, sodat ons gered kan word, sodat ons vergifnis kan ontvang. En ek hoor daar so 'n bietjie 'n verwarring met genade. Onthou net, daar was nie genade vir die mensie, daar was nie vergifnis vir die mens gewees nie. En dit is waarom die Here Jesus Christus gekom het, sodat daar vergifnis vir die mens kan wees, sodat Satan kan oorwin word deur vergifnis. En dis die genade wat ons ontvang. Ons natuurlik word uit genade gered. En dan moet ons die pad bly stap van vergifnis van ons sonde, sodat ons los kan bly, sodat ons vry kan bly tot aan die einde, sodat ons sal kan volhard tot die einde toe. So ons kan, wanneer ons val en struikel, het ons nou 'n voorspraak by die Vader. Adam en Eva het dit nie gehad nie. Daar was nie vir hulle vergifnis gewees nie. Nou, na die Here Jesus Christus, kan ons nou na die Vader toe gaan, want ons is met hom versoen, deur die offer van die Here Jesus Christus. Nou mag ons gaan vergifnis vra. En wanneer jy vergifnis vra, op daai oomblik, is jy vergewe. Dit was gister vir my so mooi, toe my man so praat, en ek besef hoe groot is die genade van God. Dat as jy jou sonde bely, hoef jy nooit weer verantwoording te doen vir daai sonde wat jy bely het nie. As jy dit natuurlik laat staan. Anders moet jy jou hart bly uitsorteer totdat jy verlossing kry van daardie sonde. So dit is waaroor dit gaan. Ons moet daai vergifnis in ons harte aanneem en verstaan en toepas en jouself verneder om wel jou sonde te bely. Dit is wat die Here Jesus Christus kom doen het. Dis sy groot genade. En hy sê ook natuurlik, om te ly is die genade van God. So dit is alles wat ons in hierdie pad van heiligmaking stap. Ons ly, want ons moet ons rug teen die wêreld draai. Ons moet ons rug draai teen dit wat ongeregtigheid is. En dit is 'n groot prys om te betaal. Dis 'n lydingspad wat ons stap. Dit is hoe ons in die dood van die Here Jesus groei, want hy het sy rug teen die wêreld gedraai. Hy was nie 'n vriend van hierdie wêreld nie. Hy het die evangelie verkondig, maar hy was nie 'n vriend van die sonde nie. En dit is wat ons ook moet verstaan. Ons moet nie 'n vriend wees van die sonde nie. Ons moet ons rug daarteen draai. En dit is hoe ons daai lydingspad stap. Dis hoe ons onsself kom offer elke dag van ons lewe om onsself neer te lê, ons kruis op te neem en ons rug teen die wêreld te draai, teen die begeerlikhede, teen die sonde, teen die ongeregtigheid, moet ons rug draai. Ag, dis net so lekker en mooi. Amen. Om ons volgens so 'n bietjie deur te praat. Nou ja, Jona was natuurlik ook vir 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis gewees, en hy was dood. So hy was in die doderyk gewees, want almal in die Ou Testament het doderyk toe gegaan. Yes. So dis al teken wat Jesus sê, julle sal kry, want julle moet in my glo. En eintlik is dit vir my so mooi om te dink, dat dis al wat ons moet glo, dis wat ons moet verstaan, is dat Jesus Christus is die Seun van God. Hy het gekom om Satan te oorwin, om ons los te maak, vry te maak, oorwinning te kan gee, en vergifnis vir ons te kan gee. En hy het natuurlik gawes kom losmaak, sodat ons gawes kan ontvang, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang in ons lewe, waarin die gawes en die vrug is, sodat ons mekaar kan bemoedig en stig en aanmoedig vir ons dienswerk. Amen. Is dit nie Prys so die Here. verskriklik mooi? Nou, as jy na vleeslike dinge soek, en na tekens soek elke dag, want hulle kon die vleeslike uitsorteer, hulle kon na die lig kyk en sê dit gaan reën en dit gaan 'n mooi dag wees en al die dinge, so dit was 'n vleeslike saak gewees. So as jy by die vleeslike bly en bly tekens soek op hierdie aarde, gaan jy nooit die geestelike impak verstaan wat Jesus Christus vir ons kom doen. Wow, is mooi. So. So, en dan gaan jy nog bly soek, en hulle bly soek en hulle soek nog steeds. Yes. Baie van die Jode soek nog steeds na die Messias. Yes. Hulle soek nog steeds hierdie teken, wat Ja. alreeds in vervulling gekom het. Ja, wow. Dis So jy gaan mooi. soek en soek en soek en soek en soek vir altyd. Maar wanneer jy jou hart kan oopmaak en geestelik kan begin verstaan en geestelik die pad kan begin stap, dan verstaan jy wat geestelik in jou lewe moet gebeur, die gehoorsaamheid wat jy moet hê in jou lewe. Want onthou net, die dag wat jy tot bekering kom, jy's gedoop. Jy staan op 'n nuwe mens, jou ou mens is weggewas deur jou doop.
Maar as jy daar opstaan, het jy 'n verantwoordelikheid as nuwe mens. En nou moet jy daai pad van gehoorsaamheid stap as nuwe mens. En jy moet in daai reinheid wandel en lewe en feesvier met die brood van reinheid en waarheid. Want is jou verantwoordelikheid. So dit gaan nie meer oor tekens of enigiets nie, dit gaan oor gehoorsaamheid. Of jy iets voel en of jy niets voel nie, jy moet aangaan. As jy of jou in omstandighede is of nie, jy moet aanbeweeg. Loof die Here. Ag, ons het net so 'n bietjie ou krisisie met ons ou kabeltjie. Prys die Here, ons bid dat dit ook uitgesorteer kan word. Bid saam met ons. Bid saam met ons. Dis 'n vreeslike saak. Ons het so beperkte middele, maar ons bly uitsaai. Loof die Here dat hy ook voorsien dat ons die regte middele kan kry. Ons sukkel, ons struggle, dis wat die woord sê. Met versagtinge gaan ons aan, ons sug, maar ons hou aan. Ons hou aan. Yes, bid vir ons asseblief. So prys die Here. So hulle kon nie verstaan dat Jesus Christus werklik die Seun van God is nie. Nou, dis my so mooi om te dink dat Jesus sê ook vir Thomas. Hy sê, salig is jy wat glo, maar nie gesien het nie. Want ons wil altyd net sien, maar ons voel as ons gesien het, gaan ons glo. Maar dit gaan nie jou hart verander nie. Geen teken kan jou hart verander nie, want hoeveel tekens was daar wat die fariseërs gesien het? En hulle het nog een gesoek, en nog een gesoek, en dan kom bly versoek. So dit het nie hulle hart verander nie. Maar wanneer jy geestelik kan verstaan, en die woord aanneem vir wat dit is, en begin toepas in jou lewe, dan begin jy verstaan, groei, vrug dra, vrug oplewer, vrugbaar wees in die evangelie, en aangaan. Sjoe, prys die Here. Amen, prys die Here. Hy sê ook hierso in 1 Korintiërs 3 vers 1, en ek broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. So wanneer jy vleeslik bly en tekens wil bly sien, is jy 'n kind. Jy het nog nie opgegroei tot 'n volwasse man nie. Jy is nog nie gereed vir vaste spys nie. En dit is die aanmoediging vir oggend. Kom ons begin besef waaroor die woord gaan. Neem dit aan vir wat dit is. Begin dit lewe, begin dit toepas, sodat jy hierdie man kan word in die evangelie. 'n Man wat kan staan vir die evangelie, manlik en sterk. As iemand die Here dien, in gees en waarheid, is dit iemand wat manlik en sterk is in die Here. Is dit nie mooi nie? Dit is waar jou krag lê. Dis so mooi. En toe sy disippels na die oorkant gegaan het hulle vergeet om brode saam te neem. Daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en sadduseërs. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, dit is omdat ons geen brode saam geneem het nie. Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar klein gelowiges, dat julle geen brode saam geneem het nie? Begryp julle nog nie? En onthou julle nie die 5 brode van die 5000 en hoeveel mandjies julle opgetel het nie? Of die 7 brode van die 4000 en hoeveel mandjies julle opgetel het nie? So dit gaan nie hier oor die fisiese brood nie, maar waaroor gaan dit? Ekskuus. Hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir suurdeeg van die fariseërs en sadduseërs nie? Toe het hulle begryp dat hy nie gesê het dat hulle moet oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die fariseërs en die sadduseërs. Joh, en ek dink weer daaraan dat die vleeslike mens praat die heeltyd vleeslike dinge en dit was die leer van die fariseer gewees. Dit was die vleeslike uiterlike godsdienst. Dit was, hulle was buite, kom ons lees gou hierso. Matteus 23 vers 27 en 28. Matteus 23 vers 27 en 28. Wie het julle skrifgeleerders en fariseërs geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat wel buite fraai lyk. Alles was uiterlik wonderlik gewees. Hulle het die regte ding gedoen op die regte tyd, hande gewas voor hulle geëet het en everything. Maar binne vol doodsbene. Kom ons gaan net gou weer, ons vat hom maar so rustig vanoggend. Dit herinner jy om te bid. Dat die Here vir ons voorsien. Ek kry my man al so jammer. Ek moet vir jou sê, hy maak uit niks. Maak hy iets elke dag. So ons bid dat die Here werklik vir ons sal voorsien, dat ons setup kan anders kry, dat die evangelie kan wyte versprei word. Loof die Here.
Hy sê, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Dit is presies hoe dit is. Dit is wat gebeur wanneer 'n mens vleeslik aangaan, wanneer jou leringe vleeslik bly. En dit is duiwelse leringe, dis leringe van mense. En dit is wat ons moet verstaan. Ons kan nie by die vleeslike denke en dinge bly nie. Ons moet geestelik begin verstaan. Hoe verstaan 'n mens geestelik? Om die woord aan te neem vir wat dit is, dit te aanvaar, toe te pas in jou lewe, te lewe, sodat die lewe kan deurbreek in jou lewe. Wanneer jy besig bly met die dood, die wêreld, die sonde, die ongeregtigheid, die begeerlikhede van hierdie wêreld, dan is jou innerlike vol doodsbeendere. Jy lyk baie keer wel goed buite. Jy praat die woord, jy sê baie dinge met die mond. Ja. En dis wat die fariseërs gedoen het. Hulle het uiterlik wel reg gelyk. Yes. Maar innerlik was die dood gewees. En dit is wat gebeur wanneer ons onsself besig hou met die wêreld, met die genietinge, met die genot van hierdie wêreld, met die druk wat ons baie keer voel dit moet ophou. Die sorge, die dinge. Maar as ons verstaan, Here, ek moet 24/7 deur hierdie drukking gaan, want ek moet geestelik verstaan, ek moet groei tot 'n volwasse man, ek moet uitgesorteer word, ek moet gesuiwer word, ek moet myself buite gaan sit, sodat ek myself kan laat aftap. Gister toe hy liedjie weer so speel, of Saterdag, dit is Dolla se favourite, daarvan van der Byl. En daai liedjie praat baie diep in my hart, Dolla. Sjoe, toe ek het geskryf het ook, van daar af so diep in my hart gepraat. Want ek besef, jy moet jou laat aftap. Hoe laat jy jou aftap? Jy sit jouself daar buite. Jy maak jou hart openbaar. Dit wat jy verstaan, dit wat jy nie verstaan nie. Dit wat jy mee by is, dit wat jy nie mee by is nie. En so laat jy jou aftap. Dis 'n seer proses, dis nie 'n lekker proses nie, maar daardeur kom lewe, daardeur kom volwassenheid, daardeur kom standvastigheid en onbeweeglikheid. En baie keer praat ons met ons mond, baie dinge, ons moet onsself offer en onsself gee en al die dinge, maar dan bly jy in jou huisie en jy sluit jouself toe, en jy kom nêrens en jy gaan nêrens en jy bring jouself nie buite nie, jy raak nie deel van die konferensie nie, jy kom sit jouself nie daarin en jy raak nie deel van alles in die broederskap nie, dan sal jy nooit die woord van die Here verstaan nie. Want jy bly terugruk in jou eie gedagtes, lewe, denke en opinies. Maar as jy jouself kom buite sit, dan moet jy verander. Jy moet jou reuk en jou smaak laat verander, want jy mag nie dieselfde bly nie, want jou broers en susters sien of jy nog dieselfde mens is, en dit is wat ons nie wil kom wys nie. Maar as jy jouself daar buite kom sit, dan kan hy reuk en hy smaak van jou aftap. 'n hele verandering in jou lewe kan plaasvind wat tot volwassenheid lei. Dan raak jy gereed vir die vaste spys. Is dit nie mooi nie? En is hierdie vleeslike dinge en denke en idees en gedagtes wat ons so heen en weer slinger. Is God nou nog met my? Is hy nie meer met my nie? Het hy my verlaat? Is hy by my? As om te verstaan, wat moet ek verstaan uit die woord van die Here uit? Hierdie druk wat ons deurgaan, laat ons verstaan wat in die woord van die Here is. Dit maak nie saak nie, ons neem dit aan met blydskap in ons innerlike. Dit is baie keer net bietjie moeilik en sterend. Maar daai druk wat ons elke dag deurgaan, laat ons verstaan, ons leef uit die woord van die Here. Ons leef nie van die brood van hierdie lewe nie. So ja, prys die Here. Ek wil jy aanmoedig vanoggend. Moenie vleeslik bly nie, breek deur, verstaan. Verstaan dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy die verlossing kom skenk het, dat hy die duiwel kom oorwin het, dat hy vergifnis kom bring het, die sleutel van die koninkryk het Jesus Christus vir ons kom gee, en dit is vergifnis. Die sleutel van die koninkryk, om daar te kon ingaan, kon nie gebeur nie, die mens kon nie ingaan nie, en Jesus Christus bring daai sleutel, sodat ons kan ingaan. Amen. Wow. En dis die sleutel wat Satan in vasgehou het. Yes, dis die sleutel wat Satan vasgehou het, vergifnis. Daar was nie vergifnis vir die mens nie. In Christus, wanneer ons harte vir hom gee,
is daar wel vergifnis. Wow, dis so opgewonde vanoggend om al hierdie dinge so lekker deur te praat met mekaar en te verstaan. En ek wil so 'n bietjie afsluit met 'n lied. Ek het dit sommer gisteraand so by mekaar gesit, my toevlug. Ja, Dit is mooi lied. Psalm 91. Maak jou hart oop en verstaan wat die skrif vir ons sê. Wanneer jy vernag, wanneer jy by hom is, wanneer jy by hom sit, wanneer jy by hom tyd spandeer, dan is hy jou toevlug. Wow, is dit nie amazing Dis nie? nou my nuwe favourite, my toevlug. Dis Stanley, Dink sy dit gaan nuwe julle nuwe favouriteste favourites ook Dis 'n lied wat jou sommer so in die hart tref. So ja, prys die Here. U moet 'n baie lekker dag hê. Ons bid vir almal, bid vir ons asseblief dat die Here ook vir ons help. U sien ons behoeftes, u sien ons wat ons mee struggle. Asseblief maak jou harte oop en bid vir ons, prys die Here. Kom, ons sing hierdie lekker lied saam en jy moet 'n baie lekker dag hê. En Sakkie, jy moet lekker verjaar as jy ingeskakel is. Ek hoop jy luister later. Dan moet jy ook lekker verjaar en ek verjaar ampertjies. Nog net 3 se dagies, nog 3 se dagies dan verjaar ekkies. Verjaar Karenjie. Prys die Here. Jy moet 'n lekker dag hê. Love you. Hy wat in die skuilplek van die Here sit, sal vannag in die skadu van die Almagtige my toevlug bergvesting, my God op wie ek vertrou. U Heer is my toevlug, my beskutting. Hy sal my red, hy sal my beskerm, hy sal my verhoor en my sy heil laat sien. Hy dek jou met sy vlerke, onder sy vleuels sal jy skuil, sy troue skild en panser, jy hoef nie te vrees vir die nag. Omdat hy my lief het, sal ek hom red. Hy sal my aanroep, ek sal hom verhoor. In sy dae sal ek hom versadig. U Heer is my toevlug, die Allerhoogste my beskutting. Hy sal my red, hy sal my red, hy sal my beskerm, hy sal my beskerm, hy sal my verhoor, my sy heil laat sien. U is my toevlug, die Allerhoogste my beskutting. Hy sal my red, hy sal my red, hy sal my beskerm, hy sal my beskerm, hy sal my verhoor, my sy heil